Maandag aand en weer tyd vir Bybelstudie. Ons kyk gou wie kom op. Ek sien Nick Roos is hierso en die Rose is ook hierso. Julle is nie familie nie. Ek dink ek het al vir julle gevra of julle familie is, maar julle is mos nie familie nie. Hoe gaan dit met die mense? Kan julle my daarom mooi hoor? Ek sien Thuis is ook hierso. Ja, sê hoe Thuis. Gaan dit daarom goed met julle, gaan beter met julle as met my. Maar die Here bly goed, man. Die Here bly getrou, né? Corneille, goeienaand. Dankie, Corneille. Nee, die Here het my beskerm. Ek sal nie uit hierdie wêreld uitgeneem word totdat ek my werk gedoen het nie. Jy weet so, die profetiese woord staan altyd vas. Jy moet dit altyd onthou. Dit wat God gespreek het oor jou lewe sal gebeur. Né? Ek sien Christo se foto ook daarbo. Daar is ou Christo, dankie. Goeienaand Christo. Mooi man. Onthou altyd die ding van die profetiese woord. As God 'n woord oor jou lewe gespreek het en dit resoneer hier binne in jou borskas. En jy weet dis die Gees van God wat hierdie goed met jou gespreek het, nee, dan is daar niks wat dit kan verander nie. Niks nie. Jenny, goeienaand. Niks kan dit verander nie. God sê jou beskerm onder die moeilikste omstandighede. Né? Al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer. Dit het die Heilige Gees vir ons gesê deur Dawid. Goeienaand Mariaan. Dit het die Heilige Gees vir ons gesê deur Dawid. Al gaan jy deur die dal van doodskade weer. Jy sien vir die wedergebore Christen, nee, is die dood of omstandighede wat na 'n dood toe kan lei, net 'n skade weer. Jy weet, ons skrik nie vir ons eie skade weer nie. Jy skrik nie vir 'n skade weer nie. Eddie, goeienaand. Weet nie of vroukie saam kyk nie, maar goeienaand julle. Dis 'n dal van 'n doodskade weer. Die vyand kan niks teen jou doen nie. Die enigste tyd wanneer jy hierdie aarde verlaat, is wanneer dieselfde gebeur soos wat Paulus gesê het. Ek het die wedloop voltooi. Ek het klaar gemaak. Ek kan maar nou huis toe gaan. Dis al wanneer jy gaan huis toe gaan. As jy die wedloop voltooi het. En almal het 'n wedloop. Jou wedloop kan 100 meter wees. Tye tot 200 meter. En as jy dink aan daai terme, kan jy verstaan hoeveel kere mense voor ander mense gaan. Jy weet, hulle het miskien 'n 400 gehardloop om te hardloop, maar jy het 'n maraton. En jy sal nie huis toe gaan voordat die maraton voltooi is nie. Almal het 'n wedloop. Nou, soos wat ons nou 'n klompie mense al reeds hierso is, kom ons bid daaroor. Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanaand na U toe kan kom in die naam van Jesus Christus. O Alfa en Omega, wie is daar soos U? U is ons herder, ons beskermer, ons redder. U het U wedloop voltooi op die aarde. In ons terme het U miskien 'n 10 kilometer gedoen. Want U 33 jaar oud in menslike terme geword en toe is U gekruisig en U het huis toe gegaan. U het huis toe gegaan en U het U Heilige Gees vir ons gegee. Sodat ons wedlope kan voltooi in U. En dankie dat ons nie hierdie wedlope alleen hardloop nie. Maar U is saam met ons in die wedloop. Nie net saam nie, U is in ons. En ons is in U, daarom is ons beskermd. Daar waar ons in U is ons beskermd. Ja, die liggaam kry seer. Die liggaam is maar swak. Die liggaam kry seer. Maar ons is nog steeds hier. En ons sal aanhou hier bly totdat die wedloop voltooi is. En ons sê dankie vanaand vir die Heilige Gees, wat vir ons helder oop oë van die verstand sal gee om die woord te leer, en te ken, en toe te pas in ons lewens. Geef vir ons 'n oop hart om te kan luister, oop ore, oop verstand, oë om te kan sien. En ons sê vir U dankie daarvoor vanaand, Here Jesus. Amen. Prys die Here, man. Soos ek gesê het, jy het 'n wedloop.
Die geheimenis van hierdie wedloop is om uit te vind, wat is die goeie dade, wat God vir jou voorberei het om in te beweeg. Ek het nooit gedink dat ek hierdie taak op my skouers sou gekry het nie. Om eerstens die boere te waarsku om by mekaar te kom. Of van 2015 af. Hierdie spesifieke wedloop het ek begin in 2015. Alhoewel God die Vader my voorberei het al baie jare voor dit. Reg van my skooldae af, het hy my begin voorberei. Almal word gekies vir 'n taak, in Christus. Jy moet net by hom hoor, wat is die taak? Weet jy dat party oumas byvoorbeeld, het 'n taak gekry net om vir 'n kleinkinders te bid. Dis al. Maar sy word 'n ouma tot in haar 90's. Want sy het nog nie klaar gebid nie. En dan op 'n dag het sy klaar gebid. En dan gaan sy huis toe. En dit wat Vader wou reg gekry het deur daardie persoon, kry hy reg. Sy doel word bereik. So almal het 'n wedloop. Ons almal behoort aan hom. Hy is ons Vader. Hy is ons regte familie. Hy is ons regte familie. Jy wil mos by jou pa wees, wil jy nie? En by al die ander geliefdes wat ook gered is. Jy wil mos by hulle wees, né? Jenny vra vir my nou, hoe weet mens wat is jou taak? Jy raak stil. Jy sit met jou Bybel. En jy vra. En jy bid. En jy wag op sy leiding. Partykeer gaan hy vir jou antwoord in 'n stem. Partykeer gaan hy vir jou antwoord in 'n skrif. Partykeer gaan hy jou antwoord in omstandighede. Partykeer gaan jy eers weet as die taak voltooi is. Partykeer gaan jy net weet wanneer die taak voltooi is. En gou vir julle na 'n skrifgie toe vat gou hierso. Dis in Jeremia 6, as ek nou mooi onthou, ek kan nou net mooi onthou. Kom myself nie. Wag 'n bietjie. Ek het nou nie my ander Bybel hier by my nie, anders het ek dit nou so gedoen. Vader, hoekom onthou ek nie nou vanaand daardie een nie? Dit is altyd interessant. Partykeer wil die Vader hê jy moet na die regte vers toe gaan. En dan ander kere, dan toets hy jou. Verskoon tog maar, ek kan nou vir een of seker maar net die dinge wat ek nou deurgegaan het, dat ek nie daardie spesifieke vers kan onthou nie. Maar ek dink, dat ek net gou hierso kyk, ek moet net vinnig hierso kyk. Ek beloof julle ek sal die vers kry. Maar dit lyk my nie vandag nie. Ja, my kop werk seker nie nou lekker nie. Ek gedink dit was in Jeremia 6. Maar in elk geval ek sal daarby uitkom. Die punt wat ek wil maak is ek is geroep met 'n spesifieke vers en ek ken die vers uit my kop uit, maar nou weet ek nie waar dit staan nie. Hy sê daarso, wag, ek gaan dit kry. Wag bietjie, wag net so 'n sekonde. Daar sê.
Jeremia 6, dankie Jesus. Ek was net by die verkeerde vers. Ek wou maar sê, man. Jeremia 6. Partykeer, jy is in die regte plek, maar jy gaan kyk net aan die verkeerde vers. Ek het na vers 24 gekyk in plaas daarvan, gaan nou terug. In plaas van om na vers 27 te kyk, toe gaan kyk ek na vers 24. Laat ek het net gou hierso opbring, dat ek het vir julle iets wys. Dis een van die, hierso, dis hoekom ek het misgekyk het, want ek het nie die Afrikaans verstaan nie. Ek het jou onder my volk as toetser gestel, as vesting, dat jy hulle weg kan ken en toets. In die Engels sê hy, I've made you a fortress, a tester of metals, that you may, and my people the awe, that you may observe and test their ways. Dit is die skrif waarmee die Here my geroep het, en ek dink dit was 1986 daar rond. Het hy my geroep in daai vers. En as gevolg van daai versie, weet ek hoekom ek die Bybel moet goed ken. Ek ken my Bybel. Maar soos julle nou gesien het, ek moet self na daai versie gaan soek, want dit is hoe die Heilige Gees my nederig hou. Ek moet self, naand Rudy, ek moet self weer gaan kyk na daai vers. Ek moet self daai vers weer gaan soek, sodat die vers die hele tyd vars manna kan bly in my lewe. Ek het jou onder my volk as 'n toetser gestel. As 'n toetser. Nou goed, so nou weet ek wat is my doel. Nie om te kritiseer nie, maar om seker te maak dat dit wat die skrif leer die reg, en dit wat die mense sê oor die skrif, dit wat ander mense leer, ek moet seker maak dat hulle die regte ding leer. Dis my job. Nee? En ek moet dit nie stil bly daaroor nie. Want as jy dink getoets het, is daar 'n resultaat. As jy 'n resultaat het, dan lewer jy die resultaat. Sien? Nou het Vader my geroep vir 'n groter taak. En ek het van dit al reeds uitgeleef. Nie omdat ek spesiaal is nie, mense, julle moet dit altyd onthou. Dis God se wil om seker goed deur jou te doen. En in 2018, onthou nou ek het 1986 daai skrifgie gekry. In 2018, toe gee Vader vir my hierdie skrif. Wat my taak aanbetref. Deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam. Waarmee is ek besig? Om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene. Verstaan julle hoekom die federale alliansie so belangrik is? En die Suid-Afrikaanse Evangeliese Restaurasie Affiliasie, SAERA. As gevolg van hierdie vers. Hoe kry mens geloofsgehoorsaamheid onder al die heidene? Ek kan tog nie in al hulle verskillende kerke gaan preek nie. Dit gaan nie gebeur nie. So Vader, vat die plan en hy maak 'n rigter daarvan. En hy gee vir my die taak, hy lê die taak op my skouers. En in hierdie taak sê hy vir my, vind wat jou hande vind om te doen. Daarom kan ek solank bou aan die ander elemente. Ek kan bou aan die sekuriteitsstorie, ek kan bou aan die tenderafdeling, ek kan bou aan al hierdie verskillende goed, stadig maar seker, soos 'n bietjie suurdeeg wat deur die hele brood gaan. Nee? En is dit nie ironies dat my van broodryk is nie? Die suurdeeg moet deur die hele baksel gaan. En stadig maar seker bou Vader hierdie ding, vir wie se onthalwe? Vir die mense se onthalwe en tot sy eer en glorie.
to his glory. Besef eers, jy's 'n dienskneg. Ja, jy is 'n seun en 'n dogter van God. Ja, jy is koning en koningin van God. Jy is. Ja, jy is kind van God. Maar hier, in hierdie vlees, is jy 'n dienskneg. Kyk nou wat, die Heilige Gees lei my nou 'n bietjie anders. Ek wil nou vir julle vanaand geleer het van Jesus Christus weer. Maar die Heilige Gees het nou hierso oorgeneem. Kom ek vat julle gou na Romeine 12 toe. Kyk nou gou hierso. Romeine 12 vers 1. Julle het hierdie skrif al baie, julle het hierdie skrif al baie gehoor. Ja, Christo, ek gaan nou op daai ding uitbrei. Kyk wat sê Paulus vir ons in Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, in ander woorde hierse waarskuwing, by die ontferminge van God, in ander woorde, as gevolg van God se mercy, sy genade, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. 3 goed. 'n lewende, heilige en 'n welgevallige offer. Dis 'n dienskneg. Dis jou eerste taak. Dis 'n dienskneg. sien? Dit is julle redelike godsdiens. Jou eerste taak, Jenny, om terug te kom na jou vraag toe, is jy's 'n dienskneg. Nou wat moet ek doen, Vader? Wat moet ek nou doen? Kom ons kyk of ek na die regte skrif toe gaan. 1 Korintiërs 11. 1 Korintiërs 11, wat ek het gou daar kyk. Net gou vinnig hierso kyk. Gou vinnig. Nee. Is nie 1 Korintiërs 11 nie. Daar is die skrif oor die wet. Ek dink net gou hierso iets kyk. 2 Korintiërs, ek dink is 2 Korintiërs 11. Nee. Soek broodryk. Wat is die woord ek nou soek gou? Ek gaan nou by dit afkom. Vader, vat my nou weer deur hierdie drill, sodat ek net gou op dit afkom. Die gawe van Here Jesus, reconciliation. Ok, ek moet dit net gou kry. Julle weet mos nou altyd in hierdie tyd ek dink in Engels en dankie Jesus, 2 Korintiërs 5. Ja, ek is baie keer net naby. Maar die Here hou my nederig, dat ek moet gaan soek vir goed. Ek weet dat dit is daar. Maar dan die bediening en van versoening. Daar is hy, dankie Jesus. 2 Korintiërs 5, né? Mariek Swanepoel genaamd. Vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. So jy is eers 'n dienskneg, né? Wat doen jy nou? Probeer ons die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar en ek hoop ook om ook in julle gewetens openbaar te wees.
Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Jy moet jou Bybel ken. Want as ons uitsinnig is, hy sê aan ander woorde, asof ons voorkom asof ons mal is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons. Goed, so jy's 'n dienskneg. Jy moet mense probeer oortuig. Hoe doen jy dit? Deur die liefde. Die liefde moet jou dring, né? Die liefde moet jou dring. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. In ander woorde, wat sê hy nou hierso vir ons? Hy sê, dit is die evangelie, Christus op die kruis, en daar is geen mens hierso vanaand op hierdie video, wat nie Christus op die kruis ken nie. Né? Kyk nou hierso. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie. Sien jy, wat is die taak wat jy moet doen? Deel van die taak is, jy lewe nie meer vir jouself nie. Jy's 'n welgevallige offer. 'n lewendige, heilige, welgevallige offer. Jy lewe nie meer vir jouself nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is, vir Jesus. Né? Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Wat sê hy daar? Hy sê daarso, ons kyk nie na die mense uiterlike meer nie. Alhoewel 'n mens baie keer aanmerkings maak oor ander mense as gevolg van hoe hulle lyk. Jy weet, toe ek daar by die hospitaal was in Witbank, in daardie General Hospital, die ongevalle gedeelte lyk baie sleg. Dit lyk baie sleg. Dit word deurgetrap. Man, ek het mense gesien wat daar ingedra is met steekwonde. Ek het 'n pa sien inhardloop met 'n babietjie slap in sy arms. Hulle het die kind bygekry en die maagie uitgepomp. Prys die Here vir dit. Ek het gesien 'n wit vrou by die General Hospital. 'n Groot vrou, waar hulle haar vasbind aan 'n hospitaalbed. Sy het dwelms gebruik, vlakka. En die duiwels het in haar gemanifesteer, soos wat jy nie kan van droom nie. Sy het haar tong uitgesteek, soos wat die All Blacks die haka doen. Geskreeu en geruk en gepluk, en dan bedaar sy vir 10 minute. Dan skree sy weer en ruk en pluk en gaan te kere, haar lyf ruk so. Nee. En jy sit en jy sien hierdie goed. Maar jy kan nie na die vrou kyk, na die vlees nie. Maar dis wat ons doen. Sy was regtig op die einde van haar einde. Op die einde van mens wees. Vol van hierdie dwelms. Vol van hierdie duiwels. Hulle het 'n klompie van hierdie drups op haar gesit en 'n suurstofmasker oor haar gehou. Dan ruk sy haar kop en probeer sy daai ding afruk. Daai goed wou haar doodgemaak het in daai hospitaal. Nou ons kan haar kyk na die vlees. En 'n ou kan net sê, ja, wat? Net drek. Sy is drek. Jy weet mos, ek is geneig om dit te sê van sekere mense. Want dit is hoe hulle optree. Nou kan 'n ou sê, ja, wat, jy weet, kry vir jou, jy verdien dit. Nee, niemand verdien dit nie. Dis deur die genade dat ons gered is. Dis deur genade dat ek nie gelê het op daai bed nie, alhoewel ek nooit dwelms in my lewe gebruik het nie. Maar dis deur die genade van God dat ek uit daai ongeluk uit weggeloop het. Dis net deur God se genade.
So ons kan nie na mense kyk deur die vlees nie. Ek mag nie mense oordeel nie. Ek mag nie. Ek mag net die optrede oordeel, die doktrine oordeel. Ek mag net die leuen oordeel. Want die skrif sê vir my, in 1 Korintiërs 2, ek word nie meer geoordeel na die vlees nie. Ek word nie meer geoordeel nie. Tog mag ek as 'n wedergebore Christen alles oordeel. Jou Bybel sê dit. Jy sien, want ons verstaan nie Matteus 7 vers 12 nie. Jy mag nie oordeel nie. Hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan kan jy oordeel. En nie, wat se balk praat hy van? Jy kan nie net vir die balk kyk nie. Die balk is in jou oog. Kom ek gee vir julle 'n openbaring. Die balk is in jou oog. Watter balk is dit? As die balk in jou oog is, kyk jy vir die balk. Watter balk is dit? Die balk is die kruis. Jy kan nie net vir die kruis kyk nie. Jy moet deur die kruis gaan. As jy aan die ander kant van die kruis kom, dan kan jy reg sien. Dan kan jy die regte ding sê. In liefde. Party mense kan nie die liefde vat nie. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk dat dit alles nuut geword. Alles word vir jou nuut. Jy kry die ewige lewe. Jy kan die reg van die kwaad onderskei. Party mense kan nie met liefde gehanteer word nie. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Theophilus was 'n disipel. Nie Theophilus nie, yesterday. Theophilus was die vriend van Lukas. Is nie Onesimus nie. Is so 'n snaakse naam, maar in elk geval, hierdie ou was die disipel van Paulus gewees. En julle weet nou die Franse president se naam is Macron. Nou sit hy I daar in na die see, nê. Dan kry jy Marcion. Marcion was 'n man wat die woorde van die apostels verdraai het. Hy het goed gesê soos byvoorbeeld toe Jesus gesê het jy moet die brood eet, die brood breek. Toe het hy gesê nee, dis nie regtig 'n brood wat jy moet breek nie, jy moet net die skrifte lees. En toe kom hy na hierdie ou toe, 'n disipel van Henry het nou vir my iets gestuur, 'n disipel van Paulus. Toe kom hierdie Marcion, toe kom hy hier na hierdie ou toe. Hy ontmoet hom op die tempeltrappe. Nee. En hy sê vir hom, weet jy wie's ek? En daar stuur my 4de suster nou vir my, is jy okay boodskap. Sy is die laaste een wat wakker geword het, maar in elk geval. Toe sê hierdie ou vir Marcion, toe sê hy vir hom, ja, ek weet wie jy is. Jy is die kind van die duiwel. Nou waar is die liefde nou? Jy sien, daai ou kon nie 'n ander boodskap kry nie, behalwe daai boodskap. Ek het 'n ander boer ontmoet deur die ambassadeur. Sy naam is Ferdinand, so iets. Ferdinand, ja. Ek het hierdie ou ontmoet. Die ou praat baie geestelik. En hy praat van hoe God in ons saak is. Jy weet, God is in ons saak. Jy weet. En ek luister wat hy sê. En toe hak hy af, toe sê hy, God is so in ons saak wat ons wit mense aanbetref. Hy verhef ons bo die ander tipes. Toe sê ek vir hom, wat se klomp twak kom nou by jou mond uit?
Jy het nie 'n cooking clue waarvan jy praat nie, man. Jy ken nie die woord van God nie, en jy het nog minder die Heilige Gees. En ek ruk hy boer in die mond, net daar. Net daar. Daar was nie 'n ander manier om hom te benader nie. Ek moes 'n emmer ijskoue water vat en oor hom uitgooi. En toe sê ek vir hom, julle het nie die Gees van God nie. En daarom gaan hy nie vir julle help nie. En hy sal dit bewys. So jy moet verstaan wie jy is. Jy is 'n lewendige, welgevalle, heilige offer. Jou eerste taak is dienskneg. Jou tweede taak is om te weet wat is die evangelie. Jou derde taak is om nie na die mense te kyk na die vlees nie. Maar vra die Heilige Gees om vir jou te wys. Vra die Heilige Gees. En kry ons dit altyd reg? Nee. Maar ons het sy Gees om ons te help, né? Kyk wat sê hy, so gee hy vir ons die evangelie in 2 Korintiërs 5. Lees daai stuk deur. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening te gee. Nou daar gee hy vir jou bediening. Jy weet nie nou wat jy moet doen nie. Maar hy gee vir jou die bediening van die versoening. Dis jou eerste job in hom. Vertel die mense wie hy is. Wat beteken hy vir jou? Wat het hy vir jou gedoen? Né? Ek luister vanaand vroeër van laatmiddag. Jammer as ek so 'n bietjie de mekaar is julle. Ek is nog besig om te herstel. Ek luister laatmiddag na Tucker Carlson en Russell Brand. Russell Brand het 3 maande gelede. Luister nou gou. Hy het 3 maande gelede tot die wedergeboorte gekom. Daai man is besig om sy Bybel te verslind. Hy's 'n Brit. Hy's besig om sy Bybel te verslind. Hy is totaal en al oorstelp deur hierdie man wat gekom het na die aarde toe en homself geoffer het op 'n kruis vir die versoening van die mensdom, vir die vergifnis van sondes en die verkryging van die ewige lewe. Hy is totaal en al oorstelp deur hierdie mense. Goeienaand die mense wat nou opgekom het, Lenet Smit en Laurens en Maggie. Hy is totaal oorstelp deur hierdie man wat kom sterf het. En op Tucker Carlson se show gee hy die evangelie. En die mense, nog iemand wat my gesondheid toewens. Verskoon tog julle, maar die foon gaan so aan die hele tyd. En hy sê, die eerste ding wat hy doen is, hy het die taak is wat? Dis die versoening. Hy is 3 maande wedergebore. 3 maande. Vra jouself die vraag af, hoe lank is jy nou al wedergebore? Hoeveel mense het jy nou al na Jesus toe gelei? Ek sê dit nie sodat jy moet sleg voel nie. Ek sê dit sodat jy kan geaktiveer word. Om vir Vader te vra, wat is die goeie werke waarin ek moet loop? Eerste taak, verstaan jy's 'n dienskneg. Tweede taak, 'n heilige, 'n lewende, jy lewe mos. 'n lewendige, nie 'n dooie nie, 'n lewendige offer, nie 'n dooie offer op 'n altaar nie, 'n lewendige, heilige, jy's geheilig deur Jesus Christus en deur sy Heilige Gees, heilige, welgevallige, in ander woorde, God is bly oor jou. Jy's 'n welgevallige offer. God is bly oor jou. Né? En dit is jou redelike godsdiens. Om dienskneg te wees is die begin. Dis jou redelike godsdiens. Dit is waaroor alles gaan, dienskneg. Nou sê hy vir jou, né? Ken die evangelie. Jy het 'n taak, 'n versoeningstaak. En versoening is nie net die evangelie nie. Jy moet gaan regmaak met familie.
wat jou te nagekom het. Gaan maak reg met hulle. Kom tot die versoening. En as hulle vir jou sê, ja, ek het nooit gedink jy sal kom sorry sê nie. Of ja, jy kom sê sorry vir my, maar ek is eintlik die ou wat vir jou moet sorry sê. Dan sê vir hulle, ja, maar jy sien, ek kom sê vir jou, ek is jammer, omdat een wat groter is as ek, vir my gesê het, hy vergewe my. Nou vergewe ek jou. En ek vra vir jou om vir my te vergewe. Nou vra mense vir my, maar as iemand vir my te nagekom het, moet ek dan nou eers na hulle toe gaan? Ja, jy is die weergebore ene. Die versoeningsopdrag het jy gekry. So jy gaan sê eers, jy is jammer. En jy sê vir hulle, jy weet, hierdie situasie tussen ons. As ek jou op enige manier te nagekom het, vergewe vir my asseblief. En kry die eerste beginsels in orde. Vergifnis. Vryspraak. Die Christus het jou vrygespreek. Kry die eerste beginsels in orde. Dan kom die groter versoening. Ja, maar ek weet nie wat ek moet sê nie. Nee? Vers 19. En die woord van die versoening is aan ons toevertrou. Die woord van die versoening is aan ons toevertrou. Jy ken die Christus storie. Jy ken die kruis storie. Hier's nie iemand hierso wat nou op die Bybelstudie is wat nie weet dat Jesus Christus op die kruis vir almal gesterf het nie. Jy ken dit. Jy ken dit, né? Nou sê in vers 20, ons tree dan op as gesande om Christus ontwil. Kyk hierso, asof God deur ons vermaan. Wat sê hy daarso? My boeta, my sussie, die lewe wat jy lei is nie reg nie. Ek vra jou mooi in die naam van Jesus Christus. Inteendeel, ek moet jou waarsku. As jy so aangaan met jou lewe, dan gaan jy dit nie maak nie. Ek was daar waar jy was. En nadat Christus in my lewe ingekom het, het daar verandering gekom. En nou weet ek dat al moet ek die dode betree, sal ek lewe vir ewig. En jy kan ook. En hy kan jou help deur enige situasie. Enige situasie. Daai vrou wat so vol duiwels is. Gisteroggend, as gevolg van daai drips en goed. Toe loop sy rond op daai hospitaalvloer asof daar niks gebeur het nie. Normaal. Maar hier is die hartseer. Dit was nie haar eerste keer wat sy daar was nie. Sy was al in daai hospitaal, vir dieselfde storie. Haar boyfriend of haar man, en ek oordeel nie om volgens die vlees nie. Hy is getattoo van sy tone af tot by sy nek. So waar is daai ou in Christus? Waar is hy? Wat het hulle soontoe laat gaan, na die onderkant toe in plaas van boontoe? Armoede, die daaglikse gesukkel, 'n tragedie, trauma. Maar hulle het die Christus nodig. Het was nie vir my beskore, dit was nie my taak om met hulle te gaan gesels nie. Dis iemand anders se job. En as Vader hulle wil red, en as Vader weet wie se name in die boek van die lewe gaan bly, dan sal hy iemand oor hulle pad stuur, maar ek het geweet, dis nie my taak nie. Ek is seer, ek dink nie mooi nie, ek dink nie reguit nie, is nie my taak nie. Ek het ander dinge gehad om aan te dink op daai stadium. Maar ons almal kry die versoeningstaak, né? En as jy verder lees, in 2 Korintiërs 5, dan kom die hele boodskap uit.
Ons tree dan op as gesande om Christus ontwil, asof God deur ons vermaan, en ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, sodat ons die heilige offer kan wees, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So daar is jou werk. Daar is jou werk. En as jy by hierdie punt begin het, ek sal nooit vergeet nie, in 1985, toe begin ek met hierdie taak. Ek en 'n klompie maats wat saam was in 'n Bybelskool in Pretoria. Toe begin ek met die versoeningsboodskap op straat, daai tyd in Sunnyside, voordat die Nigeriërs het oorgeneem het. In Sunnyside. Toe begin ons met die versoeningsboodskap. En al wat ons gedoen het was, vir die mense gevra, kan ons vir jou bid? En die mense het gesê, ja, asseblief, bid vir my. Dan vra ons die vraag, ken jy Jesus Christus? Lees jy jou Bybel, gaan jy kerk toe? As jy sê nie eintlik nie, dan sê jy vir hom, dis okay, moenie worry daaroor nie, maar ons gaan vir jou bid. En indien God vir jou doen waarvoor ons gaan bid, gaan gee hom die eer in 'n kerk, gaan kerk toe en gee hom die eer. Op wie is die onus nou om die job te doen? Is op Vader. Die onus is op Vader. Onthou julle daai bokser? Hy het so wit stuk in sy hare gehad. Ek bly sy naam vergeet. Hy het so 'n wit stukkie vlek in sy hare gehad. Hy was so middleweight bokser gewees. Miskien kan iemand hom onthou, miskien kan Eddie hulle of Johan hulle hom onthou, of dalk ou Henny. Onthou julle van hom? Hy het so 'n wit vlek in sy hare gehad. Ek is besig op 'n Sondagmiddag na kerk, stap ek deur Pretoria tuine. 1985. Charlie Weir, dankie Thys, dankie. Ek stap deur Pretoria tuine en daar sit Charlie Weir op 'n bankie. Dankie. Nou kom almal op met die naam. Dankie, julle is skerp man, uniek, julle is skerp, Thys, julle is skerp. En hy sit daar op die bankie, En ek kyk hierdie ou so, as niemand om hom nie, niemand nie. En ek gaan sit langs ou Charlie Weir. En ek sê vir hom, Charlie, jy ken nie vir my nie. Maar jy lyk af, Boeta, jy lyk moedeloos. Kan ek vir jou bid? Goeienaand Lenet. Tweede Lenet, hier's 2 Lenette op. Kan ek vir jou bid? En Charlie sê vir my, asseblief tog. En net daarso, bid ek vir Charlie dat hy gered word. En Charlie kniel saam met my daar langs hy bankie. En Charlie weer gee sy hart vir Jesus Christus. Ek weet nie hoe lank daarna nie, maar uit 'n rukkie daarna, toe Charlie afgesterf. Ek kan nie onthou of dit 'n karongeluk was, of wat gebeur het nie, ek kan nie onthou nie. Maar die punt wat ek wil maak is, en alle glorie vir Jesus Christus, is al wat jy nodig het in jou, is die verlossingsboodskap. Dis die eerste werk, dis die eerste taak. En dan sê Vader, hy kies wie hy ander spesifieke take wil gee. Nou kom ek gee vir julle 'n leidraad. Jy kies om gekies te word. Efesiërs 4. Jy kies om gekies te word.
Vers 7. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Volgens die Christus in jou, is jy genade gegee. Die gawe van Christus. Nou wat is die gawe van Christus? En dis waar die leraars die pot mis het. Die gawe van Christus, wat hy vir ons gee deur die genade, is vers 11. En hy het gegee. Die gawe het hy gegee. Hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste. Wat is 'n evangelis? Dis iemand met die versoeningsboodskap. Ander as herders en leraars. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So jy kom as 'n dienskneg. Jy kom met die versoeningsboodskap na mense toe. Familie, vriende, maak nie saak wie nie. Soos wat die Gees sal jou lei. As jou hart in die regte plek is, die Gees sal jou lei. So jy kom met die versoeningsboodskap. Nou kies jy om gekies te word deur die genade, deur die gawe van Christus wat in jou woon. En Christus in jou is, luister mooi na hierdie woorde, Christus in jou is die apostel. Hy is die profeet. Hy is die evangelis. Hy is die pastoor. Hy is die leraar. Jy moet hom toelaat om dit te wees deur jou. En wanneer jy deur hierdie drills gegaan het, wanneer jy by daardie weg, daardie plek gekom het, nou kan hy jou verder beopdrag. Ek was al 'n evangelis. Ek is nog steeds 'n leraar deur die genade van God. Ek was al 'n pastoor. Ek is nog steeds 'n profeet deur die genade van Christus. Wat bly oor vir my? Romeine 1 vers 8, 5 tot 8. Goeienaand Almarie. Almarie het nou dit is fantasties, dat Almarie nou hier opgekom het, Almarie Skols. En Willem Skols. In hulle huis, in Springs, het ons kerk geplant. 50 mense is in daai bad gedoop, en ek weet nie hoeveel Willem nog na my gedoop het nie. En 2 mense het ek gedoop in hulle swembad. Daar is die dames, het nou hier opgekom. Dis die Heilige Gees wat dit nou kom bewys het. Julle kan enige tyd vir haar kontak. En hierdie wat ek nou vir julle genoem het, het alles daar plaasgevind. Alles. Kan julle die grootheid van God sien vanaand? Almarie kom op as 'n getuie. Die Heilige Gees kom getuig nou deur een van sy werkers, een van sy diensknegte. Almarie en Willem is diensknegte van God. Ek sit en kyk na die tyd, ek sien dit was 16 minute oor 7 gewees. En ek sê vir myself, ek moet nou klaar maak. En die Heilige Gees sê vir my, jy het nog nie klaar gepraat nie. En hy laat toe dat Almarie nou opkom. Julle kan haar kontak. Vra vir haar. Almarie, ons moet weer kuier. Ek mis my familie. Ons moet weer kuier. Ek is aan die kant van Johannesburg. Ek mis my familie. Ons sal 'n plan maak. So, deur 'n vraagie wat Jenny nou vanaand gevra het, Ek glo die Heilige Gees het vir julle geantwoord. Ek glo die Heilige Gees het vir julle geantwoord vanaand. Die Here seën vir julle. May the Lord keep you and guide you and give you peace. Die Here seën vir julle. Fantastiese aand en week verder vir almal. Alles wat mooi is.